Maar wille, my positive within the negative is die volgende. Ek het verstaan aan die COVID lockdown hoekom South Africans considered us of word as survivors. Ons is die definisie van survivors. En ek het in COVID gesien, because COVID het geboorte gegee aan die grootste getal entrepreneurs in die land wat al ooit was. Almal was businessmense. Drank verkoop vir dubbel die prys. Ja, 'n bottel ram was R600. As jy hier sit en jy drank verkoop vir dubbel die prys, die Here ken jou. Jou dag sal kom, jou rower. Jy laat guys verkoop vir R200 'n pakkie. Nou, is die ding, jy kry duur sigarette. Uncle Noble, ek mind nie as guys R200 'n pakkie is nie. Maar gee at least vir my 'n fancy naam. Geef vir my 'n Peter Stuyvesant. You know, geef vir my 'n Rothmans Blue. Geef vir my 'n double click, what, worry, Camel. Worry. License and smoking Camel. Camel White. Maar dat was dit nie. Mense het R200 'n pakkie sigarette gevra vir guys wat ek nog nooit geweet het bestaan nie. Ek het nuwe guys kom leer ken in COVID. Caesar. Wie the fuck is Caesar? Dat klink soos 'n hond se naam. Mense het Caesar gekoop in COVID. Het raak erger. Die guys wat my pla, wat ek eers geweet het, ek sweer die guys was in COVID invent. Die guys was in COVID invent and it was inspired by a woman. Jealousy culprits. Daar kom verkoop 'n vrou 'n pakkie potblou sigarette aan my lyk by dis. En die guys se naam is Shasha. Shasha. Ek het groot geraak met Stuyvesant en Rothmans en Camel en nou strike die pandemic. Ons is klaar besig om dood te gaan en jy bring vir ons nog 'n method of killing in die naam van Shasha. Daar het 'n vrou binne in my straat Shasha verkoop. Haar naam was Natasha. Sy was die saleswoman. Was 'n robbertyd gewees. Ons moes vat wat daar was. Almal was businessmense. Jy het goed verkoop wat jy nooit gedink het jy sal verkoop nie. But we had to survive. Ek het ook 'n company gehad. Wie daar? Glo jy nie my vermoë om 'n businesswoman te wees nie? Ja, my story. Ek het pineapple bier verkoop. Exactly. Pineapple bier was die mees suksesvolste industrie tydens COVID. Kos toe die regte drank toegesluit was, wie gaan die groei van pineapple stop? Niemand nie. Ek het pineapple bier verkoop by die dromme. Ja. Maar ek moet toch vandag vir iemand die binne sê, as jy 'n klein bietjie geld het, of jy gaan eendag klein bietjie geld kry, stay humble. Stay humble. Geld change vir jou. Die bietjie geld het my gechange. Toe sluit hulle my company toe. Ek het my company verloor. Ja. Ek het eers 2 liters pineapple bier verkoop. Toe verkoop ek 5 liters. 'n maand daarna toe verkoop ek 20 liters. Met ander woorde, I became a wholesaler. Ek het begin verkoop aan ander pineapple bier verkopers. Ek het my eie depot gehad, uit my kombuistafel. Ek het my eie drywer gehad, uit my bierman se bakkie. Sulke kak, ek was die mekaar, ek was 'n businesswoman. Jy moes my calls gehoor, mense my bel. My calls was next level. Maar sorry, waar's my order? Sê ek, your order just left the depot. Waar de fuck is die depot? Ek het die emmer onder my kombuistafel uitgehaal en vir iemand gegee. My drywer se naam is Steven. As my bierman, ek het op betaal petrolgeld. Toe raak ek arrogant. Ek begin arrogant raak. Sluit my company toe. Illegal substance of illegal pineapples or something. Maar toe move ons aan. En ek kry toe iemand 'n nuwe business plan. Van voor die TV sit. Seker advertensies het net 'n sterk invloed op 'n mens. As jy nie sterk genoeg is nie, teen advertensies nie, sal jy opsign vir dinge en dinge kon jy nie nodig het nie. Ja, sit voor die TV, ek en hy lyk van my. Ek sit reg voor die TV, hy sit aan die linkerkant van my. En julle weet mos nogal, julle wat my show kyk, julle weet nogal hoe gatvol ek van hy lyk. Hy ding lê net. Hy lees al wat hy doen, hy lê. Niks werk, mense, hande kan nie vat nie, voete kan nie staan nie. Hier's kinders. Maar vir die groot mense, die security kan nie staan nie.
Dink julle as die kinders confused? Yes, Lord. Na die show gaan iemand gevra word, mama, wat is security? Al wat jy moet weet, ek kan nie staan nie. So is 'n probleem. En ek sê daar is moedeloos, my company is toe. Vra Here, wat maak ek nou? Jy ben nou swaar met ons vroue, dan kan sit in gebed en gaan ek vra Here, wat maak ek nou? En ons kyk daai aan Mavango. Hulle ken Mavango? Hi, lady Mavango. Mavango. Julle ken hom? Ons kyk Mavango daai aan. Ek sit voor die TV. Hy sit langs aan my. Johnson, ek sit daar met finansiële probleme. En 'n man vir wie ek voor gatvol is. Julle weet vir 'n feit hoe ernstig was hoes in COVID, Uncle Noble. As iemand gehoes het in public, dan het almal vir hulle aangekyk asof hulle so pas ons vermoor het. Jy hoor die hoes, dan voel jy klaar dood. Because hoes was ernstig in COVID. Sit voor die TV, kyk Mavango, hy sit langs aan my. Ek sit moedeloos. En ewesklik begin die man te hoes. Maar dames en here, ek praat nie van normaal hoes, ek praat van hy hoes wat klink asof die choke nie lekker wil vat nie. Daai hoes waar hy as letterlik daai hoes waar jy al klaar kan begin carry en rys kook. Dit Saterdag dit. Prins lang die pamflet met die dui van die takkie op. Hy's weg. Daai hoes waar jy kan hoor hy gaan huis toe, hy's weg. En die man begin hoes en hy sit voor die TV. En ek lieg nie vir aan die klokslag. Toe die man begin hoes uit die bloutheid. Toe kom Desmond Dube van Clientele Life op die TV. Toe hy sê Desmond Dube, if your loved one die. Wat probeer Desmond nou sê? Klokslag! Ek dink ek sê vader, ek sny het af. As my man die. Ek het vir gesê, I do. Tot die dood. En dat sal dood wees. Sy dood, dankie Here. Ek sny het af. Maar toe begin Desmond Dube so 'n bietjie syfers rond te gooi. Uncle Noble, ek is 'n mens. Ek het gevoelens. Iets omtrent syfers maak my bene lam. Toe Desmond Dube sê loved one die, sê ek Here nee, maar toe Desmond Dube sê cover your loved one for only $399 for 4 million rand, toe sê ek Here. Ek dink wat sal ek so suffer? Ek is 'n miljonair en ek weet nie daarvan nie. En ek loer hom so, ek wil dit obvious maak en ek loer vir hom so en julle ek kan dit nie opmaak. Toe daai man so loer met die hoek van my linkerkant se oog, toe sien ek my man nie. Toe ek hom so loer, toe sien ek 'n FNB ATM, ek dink, hey! Ek het ATM gesien. 4 million rand. Julle praat van millionaire in the making. Ek's 'n millionaire in the waiting. As hy môre gaan FNB, how can we help you? As weg? Sê ek, Here nee, is my man die. So die probleem leef nou nog. Maar ek vertrou die Here vir 'n mooi ding. Hi daar, Sari van die Karoo. Dankie dat jy hierdie video gekyk het en geniet het. Moenie vergeet, jy geef vir ons 'n like, 'n comment, 'n share en 'n subscribe. Dit help my met brood en krag. En Lotto. Goodbye.